Baie dankie sê aan ons aanbiddingsspan. Jy weet, dit is my voorreg om hier te staan en so die salwing van God te voel deur wat hulle voorberei. Hulle sit dalk ure en ure en donderdag op donderdag om voorbereiding te doen. Maar ek wil vir jou sê, as hulle nie by die voete van Jesus Christus neerbuig, dan verloor ons. En dit wat julle vanoggend hoor en dit wat julle ervaar, is nie uit ons eie bekwaamheid uit, of hoekom ons die merk maak in alle opsigte, maar hoekom ons sit by die voete van Jesus, om te gaan trek vanuit daai bron uit. En ek wil vanoggend persoonlik vir elke musikant wat hier so is, gaan nou nie hulle name noem nie, maar dankie dat julle by sy voete gaan sit, en elke week gaan honger en dors vir wie Jesus is, en nie vir wie hy in jouself is, en in jou eie talent. Baie dankie vir julle. En dan van my kant af, baie welkom, aan elkeen vanoggend hierso. Ek glo dat die woord wat die Here op my hart geplaas het, gaan iets vanmôre vir jou kragtig beteken. Ek gaan vanmôre 'n bietjie praat uit Markus 4 vers 35 tot 41, en ek dink almal ken dit baie goed. Want dit gaan oor hierdie storie van Jesus wat vir sy disippels hierdie opdrag gee, en vir hulle sê, hoor hierso, ons moet na die ander kant gaan van die Sea of Galilee. Hulle staan op hierdie oomblik, staan hulle in die westelike kant. En Jesus gee vir hulle opdrag en hy sê vir hulle, kom ons klim in die boot en ons vaar na die oor kant toe, sodat ons daarso kan gaan werk. Daar is klaar gedagte in Jesus se kop en sy motief. Maar iets wat Jesus nie doen volgens my in die skrifgedeelte nie, hy sê nie vir hulle dat daar gaan 'n storm wees nie. Ons lees verder en ek gaan nou deur die skrif gaan. Lees ons van dat daar wel 'n storm gekom het en die disippels het vreesbevange geraak en in die teenwoordigheid van Jesus. Hierdie is baie belangrik. Hulle staan in die westelike kant van die Sea of Galilee besig om oor te gaan, want as jy die skrif gaan verder lees, is daar 'n possessed man en mense wat Jesus hulle wil gaan bedien en demone gaan uitdryf. Daar is 'n eindpunt, daar's 'n plek om by uit te kom. Maar daar's 'n storm ook in die middel. Soos wat daar buite aangaan. Dit gaan nie my preek bepaal nie, dankie Here. So hulle staan in die westelike kant en Jesus sê, hoor hierso, ons moet oorgaan en ek gaan nou deur die skrif gaan, maar iets wat my absoluut uit my skoene uitskok, is dat die disippels ervaar vrees. En hulle ervaar bangheid. En hulle ervaar angs, noem dit nou maar wat jy wil. In die teenwoordigheid van Jesus. Hoe is dit moontlik? Ek moet sê, as jy bietjie gaan lees in die konteks van Markus waar dit uitgeskryf is, kom jy agter dat daar het maar 'n paar goed aangegaan. Daar was rowwe gebeurtenisse. Plekke het afgebrand. Dit was nie lekker nie. Maar hier bevind hulle self saam met Jesus. Die westelike kant of the Sea of Galilee, besig om oor te gaan na die oostelike kant. Maar niemand sê vir hulle daar gaan 'n storm kom nie. Julle moet weet vanoggend dat 'n paar van daai vissermanne, hulle het die see geken. Hulle het geweet wat op die see gebeur. Maar hulle het nooit die storm verwag op pad soontoe nie. Nou ek is baie seker of vanoggend is hier 'n paar mense wat in 'n storm is, en ek dink almal van ons is in een of ander storm. Jy is dalk vandag aan die begin van jou storm. En ek is nie hier so om dwaasheid oor dit te spreek nie, glad nie. Maar ek dink jy gaan weet waarvan ek praat, Tarin. Jy is dalk in die middel van jou storm, jy is ook dalk in die einde van jou storm. En net sodra jy klaar maak aan die einde van die storm, dan sien jy al die volgende ene raak. Wat jy moet deurmaak. Vandag is jou storm dalk bietjie klein. Volgens jou, vir ander mense dalk bietjie klein.
Miskien vanmôre voel jou storm absoluut van out of this world. Jy weet nie meer wat se kant nie. Jy weet nie meer wat om te sê en hoe om hierdie ding te hanteer. En jy sien al die volgende storm is op pad. En ek wil baie eerlik vir elkeen sê, en ek wil dit duidelik maak, dat ons 'n sekere gewig van 'n storm dra, elkeen van ons. Dalk vanmôre is dit 'n storm van siekte, en ek gaan net sê soos wat dit is. Dalk is daar 'n siekte wat jou visie van God bepaal. Dalk is daar depressie, dalk is daar angs. Dalk is dit jou toekoms. Dalk is dit in finansies. Dalk is jou storm by jou werk, in jou werksomstandighede, of dalk is jou storms by jou kinders. Elkeen van ons veg 'n storm. Disippels saam met Jesus op die boot op pad, geensins enige idee van wat aangaan of wat gaan gebeur nie, wat se storm gaan kom nie. Al wat hulle weet is hulle is op pad iewers heen. Wat ek nou vir julle gesê het, wat my uit die park uitslaan, is die feit dat die disippels bang geraak het in hierdie storm, vreesbevange geraak het. Is dit nie tog so menslik nie? Ons kan nou vanmôre 'n bietjie heilig wees en sê, nee, kyk, storms maak my niks nie, broer. Nee, maar as jy uitgaan, dan krap jy jou kop, waar gaan die vandaan kom, waar gaan daai vandaan kom? En my tema vanmôre vir my boodskap is, onthou wie is in jou boot. Onthou vanmôre wie is in jou boot, in die storm wat jy veg. En in die storm wat jy sit, dalk vanmôre is daar iets wat oneindig vir jou voel. Dalk is dit 'n hofsaak wat nou al aangaan vir 6-7 jaar. Dalk is dit 'n siekte wat aangaan. Maar ek wil vanmôre vir elkeen van julle sê, wat op 'n sekere vlak 'n storm ervaar, onthou wie is in jou boot. Ek wil begin om vir ons uit vers 35 uit te lees. Markus 35 sê, laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar die oorkant toe. En ek dink, as jy hierdie gedeelte verstaan, hoef jy nie eens verder te lees nie. Maar moet verder lees om vir jou net 'n bietjie konteks te gee. Want in die eerste gedeelte van Jesus se woorde, Jesus sê, kom laat ons gaan na die oorkant. Hy's klaar geoortuig dat daar 'n einde is. Hy's klaar geoortuig dat daar 'n oostelike kant is. Jesus weet en hy ervaar seker daar gaan 'n storm kom en hy berei dalk nie sy disippels voor rondom die storm nie. Want storms kom ons baie keer onbepaald. Niemand vra vir 'n storm nie. En skielik daag hy op by jou. En jy weet nie wat om daarmee te doen nie. Maar Jesus kom en hy sê vir sy disippels, hy gee eintlik vir hulle 'n belofte aan 'n eindpunt. Aan die westelike kant of the Sea of Galilee staan hulle en Jesus sê net hierdie woorde vir hulle, kom ons gaan. En ons iewerste is daar ja en hulle is op hierdie boot, maar hulle is nie bewus van die storm nie. Maar Jesus sê vir hulle, kom ons gaan na die oorkant toe, wat 'n vaste belofte is, eintlik na regte, dat hulle by 'n eindpunt sal uitkom. Jy moet weet, op daai stadium het Jesus al brode vermeerder. Jesus het al wonderwerke gedoen voor die disippels in hulle aangesig. Jesus gee vir hulle hierdie belofte. En die waarheid van hierdie eerste skrif is, die belofte kom baie keer voor die storm. As jy 'n bietjie gaan rewind, baie keer bid ons en ons sê, Here, kan U my uit hierdie uithelp? En dan gebeur daar sekere goed in jou lewe wat bietjie verander, nê?
dan sê jy, Here, maar wow, wat 'n storm gaan ek nou deur? Is dit nie dalk die begin van die belofte wat God het vir jou gebed waantoe jy op pad is nie? Dink bietjie mooi daaraan. Dat ons nie gevry word as kind van God van storms nie. En dit bepaal nie dat ons vir ewig ook in 'n storm gaan wees sonder Jesus. Onthou wie is in jou boot. Nou hier is 'n ding wat ek neergepen het, en dalk is hierdie vir jou revelation vanoggend. As Jesus se plan vir jou storm, is daar nog steeds die oorkant bepaal word in jou storm, deur die woord van Jesus, dan is sy plan nie dat jou boot moet sink nie. As jy nie weet daar gaan 'n storm kom nie, en die storm daag op, en God het vir jou 'n belofte na die eindplek toe, dan is die boot sal nie sink nie, want Jesus se ooreenkoms was dat daar 'n belofte is, dat dit deur daai storm sal kom, en dit sal maak, want hy sê so. Ek onthou, baie jare terug, voordat ek en Sergenke in die voltydse bediening ingestap het, werk ons ook maar, en skielik in daai 1 jaar of daai 2 jaar voordat die Here ons roep, gebeur daar hierdie tragedie met ons. Ja, ons gaan deur die walgelikste goed, en ek wil jou nou nie oortuig om my jammer te kry nie. Ek wil net vir jou sê, ons gaan deur 'n storm, en die Here bepaal hierdie storms vir ons, en ek kan nie verstaan nie, Here, ek is so lief vir my werk. Ek is so opreg in my werk. Ek sal alles doen om net vir my vrou en my kind te support, want God verwag van my as die huis om vir hulle te voorsien. En ons gaan deur 'n tyd in COVID kom, en skielik gebeur daar hierdie tragedie waar ek aan die ander kant staan, waar ek werk gehad het, en nou het ek nie meer werk nie. En in daai oomblik sê ek vir Sergenke, kyk, nou vergaan my lewe. Nou is dit verby. 'n Gelowige man, my storm het gekom, ek weet nie wat gaan ek nou doen. En 5 dae van my lewe het ek angs gehad soos nog nooit tevore nie. En ek gaan in 'n donker plek in, en ek sê, Here, wat is hierdie gevoel? In hierdie storm sê ek, Here, what is this? Nooit 'n begeerte gehad om voltyds in die bediening ooit te gaan. Nooit geweet wat dit is nie. Ek het uit daai donker vertrek uitgekom, omtrent so 4-5 ure met die Here gestoei. En die Here se teenwoordigheid het in die donker vertrek uitgekom, en hy sê vir my die volgende, klein woordjie, voltydse bediening. Nou weet ek nie of ek by die venster wil uitklim, of by die dak of by die deur nie, want voltydse bediening, wat is dit nou? En iets baie interessant, en ek dink dit was die antwoord. My vrou kom huilend uit die huis uit gehardloop. Ek was in die agterkant, sy was voor. En my vrou sê vir my voltydse bediening. Ek het vir jou gesê, moenie my afluister nie. Gaan jy, want hier kom 'n geveg, ek is hartseer, hier kom 'n geveg. Sy sê nie, ek het nie afgeluister nie. Sy het ook hier openbaring in haar hart gehad. En om daai tyd weet ons niks van voltydse bediening. Tweede na die tyd in hierdie storm, en hierdie moes gebeur het, hierdie storm het bepaal dat ek uit daai plek het kom om in te gaan in dit wat God vir my en haar lewe bepaal het vir die volgende seisoen van ons lewe. Tweede daarna kry ek 'n oproep. Niemand gebel nie, niemand gemanipuleer nie, maar die krag van God het iemand geoortuig om my te bel, te sê, Anton, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waarom nie, maar ek wil vra dat jy saam met my voltyds in die bediening kan kom inklim. Ek het alles verloor, my werk was dalk op daai stadium vir my belangrik, maar God se werk en sy purpose was vir my nog meer belangriker as wat ek in vasgehou het. So ons gaan deur 'n storm. En ek wil vir jou sê, gehoorsaamheid in daai geval, dit vat nie altyd jou storm weg nie. As jy gehoorsaam is, moenie dink dis die key om jou hele storm uit jou lewe uit te kanselleer nie. Want storms posisioneer ons baie keer vir groei. Nou, hierdie konsep is vanmôre dalk vir jou, Anton, waarvan praat jy nou? Hierdie storm wil nie ophou nie. Maar daar's tog iets waarmee God besig is. As jy vanmôre sê jy is 'n kind van die Here en jy het pas in jou hart vir Jesus, dan is God op pad met jou iewers heen deur jou storms. Hy beskerm jou. En ek wil weer vir jou sê, moenie vergeet wie is in jou boot nie. Ek lees vir ons uit
Markus 4 vers 36 het sê, hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei. Hulle praat van Jesus waarin hy gesit het. Daar was ook nog baie ander skei. Ek gaan nie te veel aandag gee aan daai stuk nie. Ek wil oorgaan na vers 37 toe. Hier kom die storie. Skielik is daar 'n groot storm wat losbars en die golwe het die skei geslaan sodat die skei al begin vol water word. Hier sit hulle aan die westelike kant. Jesus sê vir hulle, kom ons gaan na die oorkant toe. Hulle sien nie die eindpunt van die hele storie nie. Jesus verklaar nie op daai stadium, hoor jy, ek gaan jou deur die storm sit, want dis hoekom en dis hoekom nie. Maar Jesus gee vir hulle in die eerste skrifgedeelte van hierdie storm, sê vir hulle, ons is op pad iewers heen. En terwyl hulle op die boot vaar na die oostelike kant toe, kom daar 'n storm. Niemand het gevra vir die storm nie. Storm is nie bepaal nie. Daar's nie in die skrif neergepen dat daar gaan 'n storm kom of 'n profetiese ontbloting van hier is 'n storm op pad, trek jou life jacket aan. Nee. Hulle gaan en hulle vertrou Jesus want daar het alreeds goed gebeur en terwyl hulle gaan, hier kom 'n verskriklike storm. Die woord beskryf Markus of in hierdie skrifgedeelte maak dit baie duidelik dat dit nie 'n klein storm was nie. As ons die konteks gaan verstaan en jy gaan lees bietjie dieper in, dan gaan jy sien dat hierdie storm actually baie gevaarlik was. Dit was genoeg om gelowige manne te skud, om hulle uit hulle geloof eintlik uit te ruk, as ek dit mag sê vanoggend. Dit was nie 'n storm wat mak hier verbygekom het nie, nee, hy het gekom om te vat. Dit is 'n groot storm. Ek het hier 2 goed geskryf en ek wil dit graag met jou deel. Geloof is nie altyd om die storm te laat klein lyk nie. Geloof is om te wys hoe groot jou verlosser is in die storm. Want as ons nie die storm gaan deurmaak en deur gaan nie, gaan ons daar stagneer in die same old. My neefie bly in Van 'n Bylpark. Ek vir jou dink ek sê ek gaan hierdie in sit nie, maar ek dink ons nog tyd. Skoon my as ek te lank praat. Ek's amper klaar. My neefie bly in Van 'n Bylpark. Hulle koop 'n huis. Dink 2 jaar nadat hulle die huis gekoop het, insurance is in plek. En sy vrou vertel my, hy het op daai oomblik kom maar 'n stormwind, 'n rukwind. Reinhard deur haar huis en hy sê hy ruk die hele dak af van sy huis. 4 slaapkamerhuis. Hy sê ek het so klein bietjie gesmaal, maar verskoon my want dit het funny geklink. Hy sê hy skryf vir sy vrou dat dit die einde van die wêreld is. Sy moet kom, sy moet in die kas gaan klim. Hier gebeur dinge en dan sien hy maar hy's alleen nie, hy sien nie sy vrou nie. Nou weet hy nie of sy al op is of wat gebeur hierson nie. Hy sê sy traai uit hardloop en sy hardloop teen die hek vas en hoe meer hy vir ons skree daar's 'n storm, wil sy uithardloop. Ek weet nie hoekom sou sy wil uithardloop. En hy sê nou staan en kyk hy vir die dak en dit reën en hy het nie 'n dak nie, sy eiers is vol water. Dit gaan chaoties. Hy sê maar iets wat sy hart breek is sy klein dogtertjie sit in die badkamer. En soos hy my die storie vertel, sê hy dat sy het omtrent 2-3 jaar lank gesukkel om alleen badkamer toe te gaan. Nie oor die storm nie. Nie die storm wat gekom het nie. Maar oor die vrees wat sy geervaar het in haar hart na die storm. Hulle het toe vir haar geestelike berading gekry en hy sê dit gaan met hulle almal beter na daai storm. En die rede hoekom ek vanoggend vir hierdie storie vertel is die feit dat toe die storm kom was dit nie so erg nie, maar die vrees wat agterna gebly het in hierdie storm was absoluut chaoties. En die beste gedeelte van die storie is, hy vir my sê, hy was by almal. Niemand kon die vrees uitkry nie. Hy sê maar, hulle gaan sit by hierdie vrou, wat toe hulle met haar praat, kom hulle agter dat daar iets anderste is. Daar's 'n salwing, daar is 'n begeerte om Jesus te volg, en hy sê, hy dink dit was omtrent 7 dae na die tyd. Toe begin daai kind alleen badkamer toe gaan. Sy kind, hulle almal is ander mense.
Jy sien, dit gaan baie keer nie oor hoe groot die storm is nie. Die storm kan hard wees, maar die vrees is baie keer harder. En ek wil hierdie vir jou sê, dat as jy vrees in jou storm ervaar, en hierdie is seker maar profeties, ek glo dit is profeties. As jy vrees harder ervaar, onthou vanoggend, wees in jou boot. Wie in jou boot vanmôre is Jesus, die Allerhoogste, die enigste lewende God, die een wat ons kom verlos het, en ons gaan nou nagmaal hê. Die een wat ons vrygekoop het, sodat ons nie meer in daai vrees hoef te lewe in dit wat ons storms bepaal. En ek gaan aan vers 38 sê, Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en geslaap, maar hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Nou, die storm is nie eintlik die probleem nie, hier kom die werklike probleem, en ek dink dit is waarmee baie van ons sukkel deur ons storms. Deur die paniek wat die disippels ervaar, is Jesus rustig. Jesus slaap nie dat hy nie omgee nie. Hy slaap want hy het 'n vrede gevoel in hom, want hy weet daar's 'n eindplek. Daar is 'n einddestination. Daar is 'n oostelike kant. Hulle gaan nou vanuit die westelike gedeelte uit oor See van Galilea na die oostelike kant. Daar waar die demone nou uit gaan gejaag word. Reg. Jesus slaap nie dat hy bedreig voel nie. Jesus slaap want ons 'n vaste vertroue in hom oor die einde. En daar's 'n gesag in hom. Maar hier kom die disippels en hulle vra nog steeds van Meester, gee dan nie om dat ons vergaan nie. En baie keer in ons storms, en dalk is jy nie so nie, maar dalk is jy so. Vra jy baie keer, Here, gee u dan nie regtig om nie. Here is, en ek sê nie vanoggend jy betwyfel nie. Die grootste leuen wat ons altyd uitvertel is dat niemand betwyfel nie. Niemand vra nie. Maar ek dink daar kom baie keer in ons storms die vraag, Here, is dit nie maar tyd nie? Is dit nie nou die regte tyd nie? Onthou wie is in jou boot. Die ware storm is nie die wind of die golwe of die reën of die vrees nie. Die ware storm is dat ons vra, Here, gee u dan nie om nie. Ons vergeet baie kere dat wie is in hierdie boot van ons. Pastoor Kobus sê laas week, en dit is iets wat by my gestaan het, die storm buite ons is oukei, maar dit moenie die storm binne ons veroorsaak. Want baie keer as die storm om ons te groot raak, dan maak dit 'n storm binne ons. En dan kom steel dit ons vrede. Dan kom steel dit ons verstaan van die authority wat ons het vir Jesus Christus. En hy het gesê dat die storm buite moenie bepaal dit wat binne ons aangaan nie. Vers 39 sê, toe staan hy op en bestraf die wind en die see, en hy sê, hou op, bedaar. Jesus in die midst of hierdie storm. Alles is uit plek uit. Die storm het nie gesê hy gaan opdaag en niemand is bewus nie, hulle was nie gereed nie, maar die storm kom. En Jesus staan op, terwyl hy geslaap het, sê hy, hou op, bedaar. Nou hierdie is dalk nie vanmôre vir jou kragtig nie, maar onthou God, die Allerhoogste, praat op hierdie oomblik met die natuur. Hy gee die natuur, hy gee die storm beveel en hy sê, hou op. Laat jy gaan. Hy praat en toe Jesus praat, is al die chaos weg. En ek dink,
En ek is vas oortuig daaroor, dat Jesus was in die vrede om die disippels iets te leer. En staan ons nie baie keer as die disippels en kry hierdie ding binne ons wat ons betwyfel, met Jesus aan ons kant. Ek sê altyd vir almal, hoe kan jy dink jy verloor as Jesus klaar vir my en jou oorwinning gebring het en gegee het? Ek kom Jesus en hy sê vir hy storm, gaan weg, hou op, bedaar. Ek wil hê jy moet baie duidelik hoor in hierdie skrifgedeelte, doen hy wat net God kan doen. Daar's geen profeet, daar's geen enige ou in die woord wat vir daai spesifieke oomblik georgestreer was, net God was om te sê, gaan weg, hou op. En wie is hy dan? En ek gaan nou daai skrifgedeelte lees, dat alles vir hom sou luister. Môre sit jy dalk hier en jy voel oorweldig, met 'n probleem, met 'n saak, met 'n seer, met 'n storm. En dalk is jou kar se venster oop. Ons gaan nou amper klaar. Niks shake ons God. Niks intimideer dit wat God vir ons bepaal in Jesus nie. Lees vir ons uit Markus 40 vers 41 tot 41. Het sê, toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met 'n groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? It's amazing. Wie is hy dat hy selfs dat die natuur na hom luister, selfs dat die winde en die see gehoorsaamheid gee aan Jesus. Hy is die seun van God en volheid in homself is hy God. Ek wil vir jou sê, onthou wie is in jou boot. Party van ons sit vanmôre hierson is in die boot en roei ons arms af. Soos ons survive nie. Just keep going. En jy verstaan ook nie vanmôre waar dit gaan of hoe lank dit nog gaan aangaan nie. My motivering vir jou en jou storm is vanmôre vir jou te sê, onthou wie is in jou boot. Ene wat vir winde, die ene wat vir tornado's, die een wat vir tsunamies kan sê, hou op, gaan weg. En hierdie God, hierdie lewende God is in my en in jou boot. As Jesus in jou boot is sink nie die opsie nie. En ek wil julle vanoggend huis toe stuur met daai gedagte. As Jesus in jou boot is opgee nie 'n opsie nie. Van ons eindplek wat hy bestem het vir my en jou om uit te kom. Onthou wie is in jou boot.